the bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Dit is altyd 'n voorreg om weer te wees. Ek het vandag 'n baie spesiale gas. Sy naam is Johan. Baie mense ken hom as Boeries. Is dit reg so? Mense ken hom as Boeries. Ja. So as jy die naam Boeries hoor en jy ken van hom, my gas vandag, en ons gaan 'n bietjie gesels oor 'n baie belangrike tema hierso is, en ons het so 'n skriffie wat ons bysit. Maar Boeries, ek wil jou sê baie welkom. Baie dankie. En dankie vir jou tyd wat jy af. Ek weet jy is in die besigheidswêreld en jy's ook betrokke met besighede. En tyd is kosbaar. En maar dankie dat jy kom kuier het. Dit is 'n groot plesier. Great. Ons begin hierdie versie van ons is baie belangrik en ons sal later 'n dieper episode hê oor visie. Maar hier's 'n skriffie in Spreuke 29:18 wat hy sê sonder 'n goddelike leiding wat 'n visie is. Hy sê sal mense bandeloos word terwyl die gehoorsaamheid aan God se wet tot geluk het. So die versie praat van, in die Engelse vertaling sê hy so mooi. Hy sê without a vision the man will perish. En nou gaan ons kom by Boeries, en Boeries, ek wil graag hê jy moet deel met ons kykers al buite net 'n stukkie van hoe jy tot op hierdie pad gekom het, wat jou bediening is. Want ons Wild Horses, wat die hele ding oor gaan is 'n active Wild Horse waar jy is. En net ons te verduidelik. Maar ek wil bietjie nou amper teruggaan in tyd, hoe dit gekom het. Hoe het jy by hierdie bid hier gekom, waar jy die besigheidsbid hier, en dan gaan ons die verhaal daar vat. Vertel my 'n bietjie wat het gebeur daar. Wel, ek is bly jy daai versie aangehaal, want dit gaan vir my oor die visie. Ek was vroeër jare was ek heeltemal soos 'n wild horse, maar heeltemal 'n ander opsig van wille perde. En baie wille perde in die bors gehad, en ons was maar jong manne, en ons my lewe het gaan oor rugby. Okay. En dit is hoe ek my frustrasies uitgehaal het. Okay. En ek het die lewe gelewe. En wat gebeur is, toe ek met my vrou Veronica trou, is daar wat sy vir my gesê, jy gaan saam my kerk toe. Okay. En my sussie het vir my gesê, julle sal op 'n huweliksberading gaan. En daai twee goed het my hele lewe verander. Okay. Maar ek het nooit 'n visie gehad nie. Ek het net vorentoe gegaan. En ons het een aand het ons op hierdie huweliksberadingskursus het hulle my gevra om met hulle te praat, om vir hulle te vertel van myself, en ek het geweier. Want wie is julle om te weet wat in my lewe aangaan? Ek was nogal ek het hierdie aggressiewe ding in my rondgedra, en skwaad vir die lewe. En na die tyd, almal het hulle stories vertel behalwe ek het geweier. Want ek het nie nodig om met julle vreemde mense te praat nie. En iemand het na my toe gekom, 'n vrou het na die tyd na my toe gekom en gesê, hulle is opgeleide mense, wil ek nie net, sy het gebid en die Here het vir haar gesê, praat met jou. Weet, hulle moet met my praat. En vir een of ander rede stem ek toe eventually in. Okay. En ons het toe gaan sit, en ek het alles uitgegooi daar, waaroor ek nog nooit in my lewe met mense oor gepraat het nie. En die Here het my aangeraak gehad. En alles het verander. Ek het gehuil tot die volgende oggend. Ek raak nog emosioneel as ek daaroor praat. Want dit het my hele lewe verander. En van daar af het ek 'n visie gehad. Okay. Wat ek nooit gehad het voor dit. En daai visie, toe wil ek iets doen, maar ek het nie geweet wat nie. Okay. En ek het begin deur bidure, woord en lewe by te woon. Ek het Angus Buchan se mannekamp begin bywoon. En toe het ek hierdie klein bidgroepie in Brakpan, Johan Pinaar het hom begin, baie goeie vriend van my. Hy het my genooi en ek het soontoe gegaan. En ek het aanklank gevind daarbey. En ek het dit vreeslik geniet. En Johan Pinaar se lewe het toe 'n bietjie uitmekaar uitgeval.
sekere dinge in sy lewe het gebeur en hy kon nie aangaan met die bid hier nie. En ek het net op daai oomblik gevoel, hierdie ding kan nie hier stop. Okay. En dit is waar alles vir my begin het. So jy sal sê daar was passie en 'n visie, maar jy kon dit nie uitlewe nie. Ons het so 'n stukkie wat ons praat oor die burning bush. Dis wat jy gehad het, so burning bush moments soos Moses, waar hy die opdrag gekry het en in jou geval is, maar ek wil amper sê is dit die waarheid as ek dit so kan sê dat die passie het kompassie geraak toe die geleentheid opkom, toe Johan miskien net bietjie kant toe staan. En daai oomblik, wat het met jou gebeur op binnekant? Weet jy, as ek dit so kan verduidelik, ek het op daai stadium geweet ek wil iets vir die Here doen. Yes. Ek sê tot vandag toe nog, as ek vir die Here moet teruggee wat hy vir my gegee het, moet ek 5 miljoen jaar lewe en ek sal dit nie regkry nie. Dan sal ek nog nie vir hom teruggee wat hy vir my gegee het. Van daai oomblik wat ek daai ervaring wat ek daai aand gehad het, wat die Here my aangeraak het. En ek stadig begin verander. Dit was nie oornag. Baie van die ouens sê, okay, ek gaan nou my lewe vir die Here gee en dan môre gaan alles sharp wees. Nee, dit gaan nie. Dat ek sommer nou vir julle sê, dit gaan nie. Dis dan 'n proses wat jy moet tackle. Maar jy moet dit doen met vigor. Yes. Jy moet jou foute erken. Yes. Mense wat bly foute maak is mense wat nie erken en maak goed. En die Here het my hart so gedraai in daai ondervinding daai aand wat met my gebeur het. Dis hoekom ek so emosioneel raak daaroor. En die Here het my hart so gedraai dat ek begin erken. Ja, hierso is ek verkeerd. Yes. En dit was nie uit myself uit. Dit het net outomaties gebeur omdat ek daai aand 'n besluit gemaak het. Yes. En my passie is om manne te kry om maak daai besluit. Yes. Dis nie maklik nie. En jy gaan dalk sê vandag jy maak jy besluit en môre nie. Maar as jy regtig daai besluit maak, dan en soos jy sê, dit sal met jou beter gaan. Yes. En sê vir my nou die besluit, na die besluit en die besluit om dan hierdie bidgroep wat julle het op Donderdag vir besigheidsouens te lei. Vertel bietjie vir my net die se verdeel buitekant vir iemand wat nog nooit dit ervaar het nie. Daai vuur wat jy kry om dit aan te pak. Weet jy, dit is 'n commitment wat jy maak. Ek sê altyd, iemand vra my eendag, wat is ware liefde? Ware liefde is 'n commitment elke oggend as jy opstaan. Okay. Mense skilder hierdie prentjies van ware liefde. Jy kry pastore wat een aand gaan slaap en die volgende oggend, dan besluit hy doen nie meer die Here nie. Want daai commitment het hy verloor. Okay. Ouens wat vanaand gelukkig is saam sy vrou en die volgende oggend sy opstaan, dan is hy net, want hy verloor die commitment. En wat ek wil tuisbring by ouens is jou commitment. Elke oggend jy opstaan. Dis jou liefde vir wat jy doen. Yes. En hoe sterker jou commitment, hoe meer jy die commitment maak, hoe sterker word die commitment. En hoe groter word jou liefde vir wat jy doen. Amen. Amen vir dit. Dis wat dit sê vir ons. En nou daar buitekant dat die Here praat oor en ons het daaroor gesels by Elroy is om te sê dat jy moet jou kruis daagliks opneem. Ja. En wat ek hoor hoe jy dit sê, dit so mooi verduidelik dat jy het klaar besluit jy vat die kruis nog voordat jy moet weet wat om te dra vandag. Ja. Jy het klaar die gewig op die mate gevat wat die Here vir jou sê doen het. So dis so great. So donderdagoggende, as ek reg verstaan, is dit weekliks wat julle doen, Boris? Dis weekliks op donderdagoggende. Ons begin 5:30 en want my hele passie vir hierdie ding was, dit het nie net geëindig by 'n bidtuur nie. Dis net 'n bidtuur, gewone ouens kom en ons weet dis om gemeentes, verskillende gemeentes in Brakpan. As ek dit net kan vergelyk met hierdie ding wat Rian nou gemaak het oor Brakpan. Okay. Nou, jy weet, ek sê altyd, Brakpan is een van daai dorpe wat nie veel bied nie, maar daar's nie 'n plek nie. En jy kan in 'n kroeg in Verulam in Natal inloop en sê ek van Brakpan af. Hulle gaan weet waar jy vandaan kom. Okay. Jy kan dit in die Kaap doen. Jy kan enige plek. Jy kan in Namibië inloop en sê ek's van Brakpan af. Hulle weet jy's van Brakpan af. En omdat ons en hulle het hierdie program gemaak, maar hulle vat die negatiewe element om 'n persepsie te skep en om mense op te werk om hierdie program te kyk. Ja. Daar is amazing mense in Brakpan, amazing manne in Brakpan,
maar hulle gaan nie met hulle praat nie. Eerlikwaar, jy weet hulle gaan met sekere mense praat in Brakpan sodat hulle daai hype kan kry en sodat almal dit kan kyk. En wat ek hoor van jou is, en dit wys jou net waar jou hart is, dit gaan nie oor sensasie nie, wat julle aanbied nie, wat hulle doen is sensasie, maar wat jy sê is kompassie. Jy wil die verandering sien, maar ek hoor in jou gesprek hierso dat jy dink aan legacy. Dat die oupa kom, die pa, die seun en die kleinseun, dat hulle naderhand hierdie sal ek sê 'n legacy bou van Brakpan. En laat Brakpan self nie hoef op te staan of iemand op te staan nie, maar Brakpan sal self sy naam verdedig teen hierdie valse aantuigings wat die wêreld bring teen hom. Absoluut. En wat ek sê is, Brakpan is 'n plek wat landwyd bekend staan is. Jy gaan nie kom moeilik as jy gaan geklap word. Hoekom kan jy nie geseën word in Brakpan nie? Hoekom kan ons Brakpan nie omdraai na hierdie aggressiewe mentaliteit? En Brakpan draai na, hoorie, as jy 'n pel nodig het, gaan jy Brakpan toe. En daar is soos mooi skrif in die Bybel wat my lewe verander het. Hy sê as jy die arme spot jy hulle maker. Absoluut. En hierdie grappe wat so rondgaan. En toe ek daai skrif vat, toe besef ek, dis 'n ernstige saak. En wanneer jy begin mense afbreek in dorpe en plekke en gemeente en ek sal sê rasse, en jy breek hulle af omdat hulle arm is of arm dinge aanvang, dan actually vat jy die Here aan. En ek dink ek hoor by jou hart, jy wil daai platform breek en 'n nuwe platform skep vir iets beters. Ek wil die kan ons sê die grap, die dom persepsie en aggressiewe persepsie van Brakpan. Ja. Sal ek like om te verander na daai is 'n dorp om na te kyk. Amen. Kyk wat doen daai manne. Kyk wat doen hulle vir mekaar. Kyk die gemeentes, hoe werk daai gemeentes saam. Yes. En dit begin by leierskap vir my. Yes. Dit begin by die leierskap wat ek moet vat en die leierskap wat Willie Olwagen en die ander kerkleiers en almal van ons dorp moet vat om saam te werk. So awesome. En die persepsie te verander van Brakpan. Yes. Jy weet, jy het arme mense wat hulle eie dorp staan en vloek in ons. Yes. En wat sleg praat van hulle eie blyplek. Ja, en ons krag in woorde, nee, ons weet die woord leer dit vir ons. Daar's soveel krag, ons lewe en dood in die tong. En wanneer ons te veel die dood inspreek deur grappe en dit, en soos jy sê, uit frustrasie uit wat mense die dorp afbreek. Maar hier's 'n ding wat ek hoor by jou, en sê vir my hierdie kamp, ek hoor jy doen kampe. Ja, ek het, dit sal nou ons 6de mannekamp wees. Okay. Ek het naderhand hierdie ding gekry, ek wil graag 'n mannekamp doen. Okay. Ek wil graag die manne bymekaar, dit is vir my so goddelik, laat manne voor die Here bymekaar kom. Yes. Want dit is hulle nederigste en vulnerableste tyd. Yes. Manne is, ons is almal manne wat dink ons is sterk, ons kan alles self doen. Vat 'n man op 'n mannekamp. Ek het al 'n man gesien huil binne in 'n kerk. En ek het al 'n man gesien breek daar, waar hy moes breek. Yes. En hy's huis toe as 'n ander mens. Yes. Die inligting wat hy huis toe vat. Die manier wat hy met sy vrou en sy kinders werk. Ek het dit gesien die kere wat ek van Angus Buchan afgekom het. Ja, ek was nog in die wêreld gewees daai tyd. Want ek het nog my pad gestap. Maar ek weet hoe ek vir 2-3 weke van 'n Angus Buchan afgekom het. Yes. En dit is wat ek vir mense wil doen. Dit is wat ek wil hê ons moet vir mekaar doen. Yes. So jou kamp is 1 keer per jaar so ver? 1 keer 'n jaar is gewoonlik in Maart, Yes. iewers in Maart. Okay. Op hierdie stadium, dis nie Vrystaat. En ek glo ons kan dit maak vir meer toeganklik maak. Okay. Want dis gewoonlik die manne in die kerk en die manne wat weet waaroor dit gaan. Dis Yes. hulle wat gaan. Yes. Ons wil die manne daar hê en hulle voorstel aan die Here. Yes. En hulle voorstel aan iets wat met my gebeur het 1 keer En op 'n Saterdag aand in Boksburg. yes. En sê vir my dan, daar's geen dinamika of iets van enigiets, of soos byvoorbeeld net NG ouens nie. Jou missie en passie is om hierdie barriers te breek, hierdie grense te breek, as mans wat voor die Here staan en die Here wil dien, en vra dat die Here verandering bring in die mans. Hoor ek reg? Dit is so, absoluut 100%. Ek het
by Elroy Theater het ek gereël en Willie was awesome genoeg om ons toe te laat om 'n Joe Black ding te reël. Okay. En dit was vir Brakpan. Joe Black is 'n baie inspirerende mens. Hy was ook daaronder. Hy was die eerste keer toegesluit toe hy dan in 7 is. Die tweede keer toegesluit toe hy 13 is. So hy was daar. Maar laat daai man homself gelig het. En dit is om manne in ons dorp te inspireer. En weet jy, alhoewel ons amper 400 ouens binne in Willie se kerk was daai aand, was daar verskeie gemeentes wat gesê het, nee, jy kan nie na Willie se kerk toe gaan nie, want dis nie by ons kerk gehou nie. Maar dit gaan nie oor die kerk. Yes. Dit gaan om ons dorp en ons manne te inspireer en te lig. Hoe belangrik die skrif van ons is die visie. As die ouens nie die visie verstaan nie, dan gaan hulle leierskap teen die bewegingskop, as ek reg verstaan. Absoluut. Gewoonlik doen hulle dit. Maar die ouens wat die visie verstaan, waant jy op pad is, en die leierskap vertrou, wat in jou geval jou bediening is, dis hoekom jy die grense kan breek. Sê vir my, boeries, wat is die ding wat jy, hoe sal ek sê, die meeste weerstand wat jy kry? Wat is jou uitdaging vir iemand op buite, wat ook miskien so iets het, om kerke verby daai punt te vat, dat hulle na mekaar nie net kyk as vyande nie, maar as hulle kyk om saam te staan om door te verander. Wat vrees jy? Wat is jou grootste uitdaging in so 'n geval? Basies, ek weet nie hoe om dit te stel nie, vir my is dit basies die politiek om kerke. Okay. Willie het dit ook eendag genoem, en ek het dit so waardeer toe hy dit genoem het, in ons bid hier, is kerke glo net hulle mense gaan hemel toe. Okay. En weet jy wat? Almal gaan hemel toe. Aanvaar, kom by mekaar, dra mekaar, en aanvaar Jesus jou zaligmaker. Yes. Maar as ons nie daai ou daar kry nie, Yes. as hy daar by Rata staan en hy wag vir 'n bietjie kos, want baie van hierdie mense is daar net vir die bietjie kos. Yes. Iewers doen ons iets verkeerd. Ons moet vir hom Jesus gee. Yes. Want sonder Jesus is daai kos eintlik maar net volgende week se bordjie. Yes. Ek sê altyd ek het genoem wat ek glo, boeries, maak jy die maag stil, dan gaan die ore oop. Maar ons moet by die ore kom, dat ek kan luister, om voorstel aan Jesus. Ons moet die ore oop. Maar soos jy sê, baie mense kom net by die kos uit. Ja. Jesus sê iets interessants. Hy sê dat armoede sal nie opgelos word nie. Here Jesus sê daar sal altyd armoede wees. Ja. Maar hy sê ek sal nie altyd daar wees nie. En dis wat hy actually gesê het. En dit is lekker die kreet daar buite. Sê vir my boeries, 'n verdere vraag vorentoe. Wat is die visie vorentoe? Ek is so excited hier waar ek sit. Ek luister waar jy was, waar jy op die oomblik is. Ons gaan meeste van die details van hulle wat hulle aanbied, sal ons onder aan die skerm sit aan die einde. Maar ek wil weet, wat het die Here vir jou verder vorentoe? My visie is om manne, Wild Horses, Brakpan bidgroep, NG, AGS, om my manne by mekaar te bring, sodat jy in 'n ek sê altyd, en ek het dit al 'n keer gesê, ek wil in die straat afloop, en ek wil daai ou daar sien, of 'n ou moet 'n ou daar sien, en sê, joh, daai ou, ek het hom een oggend op 'n bidhuur, of waar ook al ontmoet, by 'n mannebyeenkoms of iets, ek wil baie meer mannebyeenkomste, sodat die manne op die dorp mekaar, ons loop verby mekaar, met ons eie probleme, en ons weet nie wat dra daai ou nie. Yes. Ja, hy het my nou vandag nie gegroet nie, maar jy weet nie wat in daai man se lewe aangaan nie. Yes. Maar as jy daai ou in die regte omstandighede ontmoet, sal jy weet, daai man het dalk 'n issue, kom ek gaan praat met hom, kom ek bid vir hom. Yes. Want hy's nie dieselfde ou wat ek laas keer gesien, maar as jy hom nie ken nie, gaan jy glad nie weet nie. So jy wil vir my sê dat jou bid hier, jou kampe, dit wat jy verder gaan vorentoe aanbied, die ouens al buite kan weet dat dis nie net 'n bywoon nie, daar's iemand daar wat heeltyd vir jou daar sal wees. Jy kan weer uitreik, daar's iemand wat saam met jou die pad gaan stap. Hoor ek dit reg? Ja, ek wil eenheid skep. Yes. Eenheid skep. En kyk, die grootste visie is om Brakpan, Springs, Boksburg, Benoni, weet, laat die manne mekaar leer ken, en die ander ding, dis ook 'n baie moeilike onderwerp, waar manne in kerke sit, hulle sit met 'n ding wat hulle dra. Hy het 'n sekere visie,
of hy het 'n sekere persepsie wat sy pastoor van hom het, of sy dominee. En hy wil nie met daai ou gaan praat nie. Hy wil nie daai persepsie verander. Miskien gaan die ou, en ons het ons ongelooflike leiers en ongelooflike mense om mense te ondersteun, maar die ouens in die kerke gaan praat nie met hulle eie leiers nie. Ja. Hulle voel skaam. Hulle doen. Hulle voel skaam. Jy weet, dis maar menslik van ons om te beklei daarteen. Maar as jy een of ander tyd op 'n funksie was en jy het 'n ander geestelike leier ontmoet Yes. en jy het vertroue in hom, hy's in 'n ander kerk, of hy nou NG is of hy AG is, Yes. maak nie saak nie. Dan kan hy op 'n stadium besluit, weet jy wat, ek gaan nie nou my pastoor nie. Ek gaan miskien bietjie met daai ou praat. Yes. Want dit gaan nie uitkom as ek dalk met hom praat nie. Ek vertrou nie dat hy nie sy pastoor vertrou nie. Yes. Maar ek gaan nie aangesig by my pastoor verloor nie. Maar gaan met daai ou praat dat hy my 'n bietjie leiding gee. Laat ons net daar is vir mekaar. Yes. En laat die ouens vertroue het om hulle probleme en hulle struggles Yes. met mekaar te deel. Sodat ons gesonde leiers van hulle huis kan hê, gesonde leiers van die gemeenskap kan hê. En ek dink dis hoe die vyand ons dorp vashou. Hy hou die Brakpan dorp vas want daar's nie accountability nie, daar's nie 'n plek soos wat jy bied nie. En aan die ander kant is kan niemand vertrou nie, daar's nie vertroue nie. En dit eet die ouens op. Ja. En die ouens en jy weet, ons het Brakpan het 'n amazing rugby span. Ons het nog altyd gehad. Ons is die Valke se trots. Ek ken nie om wie wat sê nie. Ek het self vir Brakpan rugby gespeel en dit was vir my amazing. Maar die ouens het hierdie ding van hierdie aggressie en hierdie ding, want hulle weet nie waar die uitlaat is nie. Yes. Baie ouens sal kry nie die geleentheid wat ek gekry het deur iemand met hom te praat en die Here aan my voor te stel. Ja. En van my goed te lig en van my af te haal. Ja. Daai aand toe dit my gebeur het dit gevoel ek was Superman. Ek was Superman se hero. Want ek het so lig gevoel. Ja. Vir die eerste keer in my lewe. En daar's baie manne daar buite wat hierdie goed dra en hulle het niemand om mee te praat. Yes. Nou as hulle almal by mekaar kan kom Yes. en hulle kan ander ouens ontmoet waar hulle vertroue in sit. Yes. So ek soek net daai eenheid. Dit is my visie. Alright. Yes. En eenheid in die Here. Great, boeries. Ek wil vra, kyk daar buitekant, praat met daai manne. Sê daar's iemand in Vrystaat en hy kan net by jou kamp uitkom. Sê daar's iemand in die dorp, sê daar's iemand in 'n buurdorp. Waar ook al ons gaan uit so op die platforms. Wat wil jy vir die ouens sê? Wat wil jy sê? Sê vir hulle wat's op jou hart. Wil jy hulle uitnooi? Wil jy hulle bemoedig? Dis jou oomblik nou. Sê vir hulle wat op jou hart is. Ek wil vir hulle sê, vat die kans. As jy die geleentheid kry, kom na een van die kampe toe. Kom na die bidhuis toe. Gaan praat met jou pastoor. Ek wil sê, vat daai kans. Wat het jy om te verloor? Wat het jy om te verloor? Jy kan baie baggage verloor, of jy kan swaar dra. Wat ek vir die ouens sê, vat die kans wat ek gevat het. Dit het my lewe verander. Dit kan jou lewe verander. En vertroue. Gee jou lewe vir die Here. Gee jou dinge oor aan die Here. Moenie jy dit self dra en vashou nie. Maar ondersteun die ouens om jou. So en net deur eenheid kan ons dit doen. Amen. Boeries, baie dankie. Ek gaan vir ons bid en afsluit op hierdie noot dat ons die uitroep is dat van die Here Jesus sê die oes is groot maar die werkers is min. Sodat ouens kan uitkom by die regte punte. En dit was vir my 'n voorreg om saam met jou te sit. Jy het my weer 'n bietjie vuur in my wakker gemaak sodat jy evangelis in jou sal verder beweeg en ons sal vra dat die Here jou sal seën, dat die deure vir jou sal oopgaan, nie net op die bedieningskant nie, maar ook in die besigheidswêreld waar jy betrokke is. En ons sal 'n bietjie jou weer inbring later om 'n bietjie te gesels oor die besigheidskant en hoe die Here in die besigheidskant sal met jou beweeg as dit reg is. Daar het ons baie tyd nodig. Die Here het vir my baie gedoen. It's great, ek love wat hy sê hy het 24 of 25 miljoen jaar nodig om uit te lewe wat die Here vir hom gedoen het. As jy vandag al buite sit, onthou net een ding, soos hy sê, vat die kans. Een van ons episode sê, ons gesê, besluit om te glo. Ons het 'n koortjie wat ons sing in ons kerk, wat altyd sê, waag om te glo. So as jy daar buite is en jy het aanklank gevind, volg ons episodes, die details van alles wat hy aanbied, wat boeries hulle aanbied, sal uitgesaai word om te wys dat jy kan inskakel.
As jy voel jy wil nie 'n neutrale grond hê, waar daar nie 'n kerk of 'n vaandel oor die hang nie, join hulle. Ek sluit af met hierdie gebed. Kom ek bid vir julle. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U vir elke persoon wat hierdie woorde op sy ore val. Maak nie saak op wat se platform nie. Vader, ek dank U, Here, dat U nou roep en hulle harte sal roep om te sê daar is hoop. Want sonder hoop is daar niks. Daar is hoop en sy naam is Jesus. En waar hy kan inskakel by Boerele se bediening, deur hierdie platform wat ons bied, ons uitsaai wat ons doen, Here, in die naam van Jesus, ons roep elke verlore siel. Eerste roep ons in, Here, in die naam van Jesus. Maar ons roep ook in, Here, daai manne wat reeds op die pad is, wat daai swaar dra, wat nie die vertrouheid het in hulle sirkels nie, maar dat hulle sal uitreik en uitkom, Here. Ons het warriors nodig, maar ons het nodig om hierdie swaar goed van hulle af te haal, dat hulle vry soos wilde perde, wild horses, met 'n toom deur die Heilige Gees, maar die hart van vuur sal hê om te doen wat boeries doen en verder te vat en saam met hulle sal inskakel. Eenheid is die key, Here. Sonder eenheid, wat is ons? Maar dankie, Here, dat ons nou kan uitspreek en mense inroep. In die naam van Jesus bid ek. Amen en amen. Baie dankie, boeries. Dankie dat jy by ons kom kuier het. En ek sien uit om jou weer te hê. Dankie vir die voorreg. Dit was amazing. Dankie. Dankie. Tot 'n volgende keer en ons sien julle weer op Wild Horses. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.